Goeiedag manne, baie welkom by Landbouwetenskappe graad 12. Dit is meneer Oukamp. Ons gaan vandag begin met heeltemal 'n nuwe module. Ons begin vandag met module 4 wat handel oor dieresiektes en beskerming. Ons het dan nou ook al 'n paar manne gehad wat veeartsenykunde gaan swat het uit Oudtshoorn uit en hier mag dalk van julle wees wat ook belangstel om dit dan te gaan doen. En hierdie gedeelte sal dan vir jou redelik interessant wees. So sommer net so vinnig deur die module kyk. Ons gaan eers begin deur te praat oor dieregesondheid en ons gaan daarna gaan ons 'n bietjie kyk en dis in hierdie video spesifiek. Ons gaan so 'n bietjie praat oor hoe lyk 'n gesonde dier, hoe lyk 'n dier wat nie gesond is nie, hoe bepaal ons hoe diere siek is, hoe pas ons dan medisyne of die behandeling wat ons dan gaan toedien, hoe pas ons dit dan toe. Ons gaan sommer so 'n bietjie 'n paar definisies gee aan spesifieke siektes. In die volgende eenheid gaan ons praat oor die verskillende tipe siektes wat diere kan kry, spesifiek na gelang van virusse, bakterieë, protozoë en swamme. So as ons 'n bietjie daarna kyk, dan begin ons kyk na hoe die siektes lyk en watter tipe simptome die diere gaan wys. En in die eenheid daarna, in eenheid 3, gaan ons praat oor inwendige parasiete, wat dan nou nie siektes is nie, maar wat dalk siektes kan veroorsaak. En ons gaan kyk na die effek van hierdie parasiete op die diere. In die eenheid daarna, in eenheid 4, gaan ons praat oor uitwendige parasiete en hoe hulle werk en wat dit beteken en hoe ons dit kan behandel. Dan gaan ons praat oor die vergiftiging van diere, oor die verskillende forme of die verskillende maniere hoe diere vergiftig kan word. En in die laaste eenheid gaan ons sommer net so praat oor die rol van die regering in dieregesondheid. En dan sal ek so 'n bietjie op 'n kol met jou uitbrei watter tipe werke ons dan kry, spesifiek soos wat ons sommer hier deurgaan, die verskillende gedeeltes wat ons dan te doen het met dieresiektes. Is so 'n belangrike gedeelte in enige boerdery en jy gaan sien dat nie net by veeartse wat byvoorbeeld hierdie tipe werk moet ken nie, maar ek as boer moet 'n in-diepte kennis hê van hoe lyk diere wat nie gesond is nie. Watter tipe siektes kry ons? Waarvoor kan ons voorberei voor die tyd? Hoe kan ons diere behandel wat klaar siek is om dan nou vir ons kudde se gesondheid dan te verseker. Want as ek nie gesonde diere het nie, gaan ek baie probleme kry, nie net met die voortplanting van die diere en spesifiek die nageslag van die diere nie, maar ook met die produkte wat ons dan mee te doen gaan hê. En dan nou ook as ons daarna kyk, help dit nie ek gee die beste voer in die wêreld, maar my diere is nie gesond nie. So sekere stappe wat ons kan neem voor die tyd, maar sekere stappe wat ons gaan neem nadat diere klaar siek is, en ons gaan so 'n bietjie praat daaroor. Die tipe werke in hierdie gedeelte is eintlik baie interessant, so baie verskeidenheid. Ons gaan praat oor veeartseny, wat dan nou eerste in die ou se kop opkom. Jy kan gaan werk by 'n voerkraal en jy kan 'n dieregesondheidstegnikus raak by die departement van landbou, waar jy spesifiek dan as 'n staatsveearts soort van dan optree, wat jy nie heeltemal 'n veearts dalk is nie, maar wat jy dan 'n sekere rol speel in die dieregesondheids rigting. Ons gaan ook 'n bietjie praat oor in hierdie gedeelte oor farmakologie, wat dan handel oor die voorbereiding van enstowwe en medisyne vir diere, wat dan ook 'n baie interessante rigting is waarvan baie mense dalk nie weet nie. Ons kan kyk na werke soos byvoorbeeld navorsing wat gedoen word in hierdie gedeeltes. En dan ek as boer, soos ek gesê het, as jy 'n plaasbestuurder is en jy boer met iemand anders se diere of jy boer met jou eie diere, moet jy tog 'n kennis hê van wat met hierdie diere dan gebeur as hulle dan nou siek raak en wat se tipe siektes ons dan ook kry. So is 'n belangrike gedeelte hier, is 'n interessante gedeelte. Kom ons begin dan met eenheid 1 op bladsy 192 dieregesondheid. Ons kyk sommer hier in hierdie eerste slide, so 'n belangrike slide, net om vir jou te sê wat die verskillende liggaamstemperature en polsslae dan nou is van verskillende spesies van plaasdiere. So ons kan nou hier kyk, beeste moet 'n temperatuur hê van 38.6, skape 39.4, varke 39.2. So as ek byvoorbeeld die temperatuur neem van hierdie diere, moet dit dan in hierdie min of meer in hierdie area wees. As daar dan 'n verskil kom in die polsslag of in die temperatuur van die dier, kan ek dan weet dat hy nie in sy gemaklike sone is nie. Hy gaan dan of siek wees of daar's iets in die omgewing wat hom dan nie normaal laat optree nie. En ek sal dan iets moet doen daaraan.
Eerstens kyk ons gou na die tekens van 'n gesonde dier en die voorbeeld wat ek altyd sê is kyk maar na jou eie hond of as jy byvoorbeeld 'n hond of 'n kat het, kyk na hulle, hoe lyk, jy ken jou dier, jy gaan weet as hy nie normaal optree nie. So die belangrike ding is hoe lyk hy as hy normaal is, as hy nie siek is nie. Met ander woorde as hy gesond is en reg is. Hy gaan helder oë hê, sy ore gaan regop staan. Met ander woorde, hy gaan lewendige ore hê, hy gaan bewus wees en omgee en veral aandag gee aan wat rondom hom aangaan. Hy gaan 'n koel, gewoonlik 'n nat neus hê soos by honde. Sy mis gaan 'n normale tekstuur hê. Dit gaan nie slap wees nie, dit gaan nie oormatig hard wees nie. Die urine gaan 'n normale kleur hê, dit gaan nie rooi wees of oormatig geel nie, dit gaan 'n liggeel kleur hê. Die velkondisie gaan gesond wees. As ons kyk na 'n hond, gaan sy vel blink en 'n mooi kleur wees, die hare gaan plat lê, normaalweg lê en dan nou kan beweeg as hy koud kry of dan warm kry. Hy gaan normaal eet, gesonde eetlus hê, sy liggaamstemperatuur gaan reg wees en hy gaan 'n reëlmatige asemhaling hê en 'n wakker regop houding. Hier sommer net nog 'n voorbeeld van dit wat ons sommer klaar genoem het. Jy kan die pause en sommer verder daar deurlees as jy wil van hoe 'n dier lyk wat dan gesond is. Dan kan ons kyk na 'n dier wat nie gesond is nie en dan kan ons eers vir mekaar sê ek moet eers weet hoe lyk 'n gesonde dier. So ons het eers dit gedoen, ek weet hoe lyk 'n gesonde dier en dan enige verandering in die gedrag of hoe die dier dan lyk anders as wat hy lyk as hy gesond is, gaan dan vir my sê dat hy of siek is, met ander woorde swak gesondheid het, of dat daar iets anders dan fout is. En hier kom hierdie belangrike woord in, stockmanship. Ek moet die diere ken, ek moet kan sien as daar 'n verandering in die dier se gedrag is, of as ek kan sien dat die dier anders lyk, dan weet ek daar's iets fout. So ek moet my diere ken, ek moet genoeg tussen die diere kom om hulle gedrag te ken, om die individuele diere dan nou ook selfs te ken, soos iemand wat dan nou sê nou maar 'n troeteldier het. Hier sommer net weer so 'n voorbeeld, jy kan daarna kyk, pause hierso en gaan so 'n bietjie deur hierdie goedjies. Ek gaan eers vir jou in die eenvoudige opsommingkie net wys. By beeste kan jy daar in jou handboek sommer merk, hulle gee vir jou daar in tabel 1 by elke verskillende spesie van dier, die verskillende soorte of goed wat kan fout wees of gedrag wat vir my dui op 'n probleem. Gaan sommer net vinnig al deur, ek gaan nie deur hierdie goed op die slides almal gaan nie. By beeste praat hulle oor 'n swak eetlus, die dier kan depressief wees, met ander woorde sy hele houding gaan wys dat hy moeg lyk of afgemat lyk, hy gaan swaar asemhaal, miskien hoes of afskeidings hê en dan gaan sy temperatuur te hoog wees. Varke kan jy dieselfde goedjies kyk, selfs by die pluimvee. Ek gee die opsomming sommer net vir jou wat ek gemaak het. Die oë gaan glasig en dof wees, gaan 'n droogheid en 'n kleurverandering om die neus en bek wees. Jy kan ook kyk na die mis. Die mis kan vir ons geweldig baie sê van die gesondheid van 'n dier. Ons gaan nou so 'n bietjie na prentjies ook daarvan kyk. Ons kan let op abnormale veltoestande. Ek dink dadelik aan beeste wat byvoorbeeld knoppiesvel siekte het. As ons daai knoppies begin sien, kan ek dit raak sien in 'n kudde. Die dier gaan ophou eet, die liggaamstemperatuur gaan baie hoog wees en hy gaan 'n vinnige puls hê, hy gaan dalk miskien anders asemhaal. Hy gaan 'n swak liggaamshouding hê, soos ek gesê het, hy gaan homself swaar dra en sy gedrag gaan abnormaal wees. Hier kan ons dadelik sien, wat sê vir my hierdie skaap lyk sleg, sy liggaamskondisie lyk sleg, sy ore hang, sy oë lyk half dof, hier's definitief fout met hierdie dier. So hierdie prentjie vir jou wys, weer eens die dier staan met 'n gekromde rug, so hy het pyn definitief in sy rug of in sy bekengedeelte. Die ore lyk nog wel of hy bietjie lewendig is en die oë lyk of hulle redelik groot oop is. Hy het of pyn of hy is wakker vir sy omgewing, maar sy kondisie sê ook vir my dat hier is klaar fout met hierdie dier. Hier sien ons sommer 'n prentjie waar hy begin omval. Definitief wys dat hierdie dier kan nie eens homself op sy eie pote dra nie. En dan hier kan ons definitief glasige oë sien, ore wat hang. Hier is ons afskeidings wat uit die bek en die neus uitkom. So jy kan sien die kalf se kondisie is ook nie heeltemal reg, die hare is soms so kroeserig half. So dis definitief hier is ons fout met hierdie dier se velkondisie ook. Hy lyk of hy dalk swak gevoer is of dan nou siek is. Hier kan ons dan nou sien na die mis. Mis kan vir ons, soos ek gesê het, baie sê van 'n dier se gesondheid. Hierdie beesmis lyk alright, dit lyk vir ons 'n goeie hoopie.
Die samestelling lyk redelik vas. Hier begin die mis al so 'n bietjie papper raak, maar dit lyk nog steeds vir ons of dit redelik alright en normaal kan wees, afhangende van die tipe voer wat die dier natuurlik eet. As jy baie waterige kos eet, soos byvoorbeeld groenweidings of iets soos byvoorbeeld kuilvoer, gaan dit 'n slapper tipe mis wees, maar solank dit net nog binne die normaal val dan vir die spesifieke rantsoen. Hierdie mis lyk ons regtig natuurlik dan nie reg nie. As dit beesmis was, is dit dan 'n vorm van diarree wat ons sien. Ons kan ook kry dat die diarree dalk donker raak, wat dui op bloed, of dan nou dat dit 'n skerp suurreuk het, dan weet ons dat daar bloed of dan nou iets in daardie lyn dan nou fout is met hierdie dier in sy spysverteringsstelsel. Op bladsy 193 onderaan tabel 2 wat jy nou selfs sommer deurgegaan het en daar gemerk het die goedjies wat vir jou wys hoe lyk 'n dier wat siek is, tekens van swak gesondheid, kan jy daar so merk by die metodes om dieregesondheid te toets. Die eerste ding waarvoor ons kyk is die toets vir patogene en aan die regterkant by nuwe woorde kan jy daarso vir jou merk wat is 'n patogeen. Ek het dit sommer eenvoudig opgesom. 'n Patogeen is 'n siekte veroorsakende organisme. Dis 'n organisme wat 'n siekte veroorsaak. Jy kan daarso merk, dis aansteeklike biologiese middel wat 'n siekte of 'n toestand in hul gasheer dan veroorsaak. Dit kan 'n mikrobe wees of 'n mikroorganisme wees wat dan natuurlik 'n dier siek maak, dan noem ons dit 'n patogeen. So om patogene te toets, kan jy daarso merk, die eerste ding wat ons doen is ons kan liggaamsmonsters neem, soos byvoorbeeld bloed of serum of melk of 'n velbiopsie. En weer eens aan die regterkant, wat is 'n biopsie? Jy kan merk hier sommer daar by nuwe woorde, dis die mediese verwydering van selle of weefsel van 'n lewende organisme om te ondersoek. So ek gaan 'n skrapie vat of 'n gedeeltjie van die vel vat om dit dan in 'n weg te stuur na 'n laboratorium toe, saam met die bloed en die serum en die melk, om dan te toets vir die teenwoordigheid van 'n patogeen. So hulle toets daar die monstertjies en kyk of daar 'n siekte veroorsakende organismes in is. Dit kan ek dan nou doen as ek byvoorbeeld in 'n laboratorium werk van 'n veearts, of dan nou in byvoorbeeld by Onderstepoort is daar laboratoriums waar hulle hierdie toetse dan vir boere of dan vir diere eienaars dan kan doen. Die tweede ding is, ons kan 'n postmortem doen om monsters van dooie diere te bekom. Postmortem aan die regterkant kan jy daarso merk, is 'n na-doodse ondersoek om die oorsaak van 'n dood te bepaal. Baie belangrik, postmortem. Ek as boer moet definitief 'n eenvoudige tipe postmortem kan doen. As ek byvoorbeeld in die kraal kom, of ek kom byvoorbeeld in 'n voerkraal en ek sien daar's 'n kalf dood, dat ek die kalf eenvoudig kan oopsny en dan kan agterkom min of meer wat fout is. As ek onseker is of nie die kunde het nie, dan bel jou veearts en jou veearts sal dan 'n postmortem doen, voordat daar dan meer diere vrek. Dit is altyd goed om 'n postmortem te doen as ons met intensiewe diere boer, soos byvoorbeeld hoenders of varke, is dit altyd raadsaam om elke dier wat dood is, en ons dalk wonder waaroor hy dood is, in elk geval net 'n postmortem op te doen, sodat ons, as daar probleme is, vroegtydig dan kan opspoor. En die laaste een sê hulle maak gebruik van histopatologie, waar 'n monster op 'n skyfie geplaas en onder die mikroskoop dan ondersoek word. Ek wys hom vir jou hier, jou diere wat doodgaan, kom ons sê varke, of in hierdie geval het jy lammers. As die dier doodgaan, gooi hulle almal op 'n hoop en doen postmortems op hulle, sny elkeen oop om te kyk wat fout is. Hierso is 'n eenvoudige postmortem wat gedoen is op 'n skaap. Wat hulle hier gedoen het, is hulle het net hierdie buikgedeelte oopgesny. Ons kyk of daar abnormaliteite is. So weer eens belangrik, jy moet weet hoe lyk 'n normale dier as ek hom oopsny. Wat is die kleur en die gevoel byvoorbeeld van die lewer. As dit 'n ander kleur of 'n ander gevoel is, dan weet ons dat daar fout is. So daar is verskeie goed waarna ons dan kan kyk in so 'n postmortem. Die niere, die kleur van die bloed, die kleur en die gevoel byvoorbeeld van die longe, die tipe vloeistof wat vrykom as ons die dier oopsny. Al sulke tipe goed wat jy met die tyd leer. En elke keer as die veearts op jou plaas kom en 'n postmortem doen, dan staan jy by hom en jy leer by hom waarna kyk hy. Jy gaan nie al die toetse kan doen wat hy doen nie. Jy het nie noodwendig al die kennis en die toerusting nie, maar jy kan 'n eenvoudige postmortem doen. As ons byvoorbeeld, soos ek gesê het, intensiewe boerdery het, elke varkie wat dood is, veral as hulle ouer is,
En nie noodwendig klein varkies wat net gebore is nie, maar varkies wat byvoorbeeld gespeen is, doen postmortem eerder op elkeen. Maak eerder seker dat jy weet waarvan hy dood is. Dan die direkte metodes waarvoor ons kan toets, dis in tabel 2 wat jy sommer daarso kan merk. Hulle sê vir jou die verskillende metodes om te toets. Die direkte metode is ons toets dan direk vir 'n patogeen, met ander woorde vir 'n siekte veroorsakende organisme. Ons kan direkte ELISA toepas, wat gebruik word om vir die teenwoordigheid van 'n antigeen te toets. En aan die regterkant by nuwe woorde kan jy daarso kyk, wat is ELISA? Dis die afkorting vir die Engelse term Enzyme Linked Immunosorbent Assay, en jy kan sommer vir jouself daar byskryf as jy wil, by daai direkte ELISA, dis die toets vir watter tipe teenliggaampies teenwoordig is in die dier se liggaam. So jy toets nie direk vir die patogeen nie, jy maak 'n direkte toets vir die antigeen, met ander woorde die spesifieke teenliggaampie wat teenwoordig is vir daardie dier. Dan by weefselkulture kan jy daarso merk, dis die patogeen word in 'n laboratorium gekweek om te kyk vir geïnfekteerde weefsels en dit toets dan vir die spesifieke teenwoordigheid van die patogeen. Die derde punt is om bloedsmeer te maak, dis waar 'n druppel bloed op 'n skyfie gesit word, waarna gekyk word onder 'n mikroskoop vir die teenwoordigheid van 'n patogeen of dan 'n tipe parasiet. En die laaste een wat ons kan doen is PKR, dis polimerase kettingreaksies. En dit word gebruik om 'n DNS-monster van die patogeen te ontleed om te kyk watter tipe patogeen dit dan is. Ons kyk na die DNS van daardie spesifieke patogeen. Die indirekte metodes, daar staan net die metodes, jy kan daar byskryf indirekte metodes, wat ons dan gebruik om te toets vir die teenwoordigheid of dan vir patogene, is ons toets die liggaam se reaksie op die siekte, en jy kan daar vir jou sommer hakies byskryf, byvoorbeeld koors. So sien die dier het koors, en dan toets ons die liggaam, watter reaksie is daar dan. Weereens kyk ons dan na ELISA vir die teenwoordigheid van 'n teenliggaampie, wat dan gevorm word, en dan die laaste enetjie is dan 'n genetiese koppelingsanalise, waarvoor jy dan ook kan toets. As jy onseker is oor die definisies van hierdie spesifieke goed, kyk dan by nuwe woorde wat daarmee bedoel word. En by genetiese koppelingsanalise kan ons dan bepaal of 'n dier 'n genetiese kondisie of siekte het, of dan nou spesifiek vatbaar is vir 'n spesifieke siekte. So ons kyk na die dier se genetika self, om te kyk watter tipe siekte hy dan vatbaar voor kan wees, of daar dalk teenwoordig dan mag wees. Toets vir ander gesondheidsprobleme, alwaaroor hierdie gedeeltjie gaan bo aan bladsy 194 is om te sê, as ek dan nie 'n patogeen sien, daar is dan nie 'n siekte veroorsakende organisme nie, kan daar ander redes wees waarom die dier nie normaal optree, of dan nou abnormaal is, of dan 'n tipe siekte simptome dan nou wys. En dit kan nou of metaboliese of gebreksiektes wees, soos waarvan ons geleer het in die voedingshoofstuk. Dit kan wees dat die dier vergiftig is deur plante, of dat daar dan iets fout is, of 'n eksterne faktore is wat dan hierdie simptome dan nou vir ons wys, soos byvoorbeeld borrelsiekte by visse of kanker, of dan nou iets soos byvoorbeeld 'n siekte toestand as gevolg van die omgewing, dat dit te warm is of te koud is, of wat ook al die geval dan mag wees. Die dier lyk siek, maar daar is nie 'n siekte wat hom siek maak nie. Dis as gevolg van een van hierdie 3 redes dan nou. Metodes waarop medikasie aan diere toegedien word, hierdie is 'n belangrike gedeelte. Hulle sê daar, voordat jy kan kyk na hoe die medikasie toegedien word, is dit dan nou belangrik om te kyk waarvan hierdie tipe metodes dan afhang. Met ander woorde, hoe ek die medisyne vir die dier gaan gee, gaan afhang van spesifieke punte. Die eerste een is of dit 'n sistemiese of 'n beperkte gedeelte van die liggaam is wat siek is. As dit sistemies is, beteken die hele liggaam is geaffekteer deur die siekte. So ons gaan 'n manier van toediening gee, soos byvoorbeeld in die bloed medisyne spuit, of medisyne in die bout of in die spier of in die onder die vel gee, wat die hele liggaam gaan affekteer. Maar as dit net 'n klein gedeeltjie is wat beseer is, of byvoorbeeld die siekte het, soos byvoorbeeld as daar iets is wat byvoorbeeld op 'n wond gesit kan word, dan gaan ons dit net in die kleinste of aan daardie spesifieke gedeelte van die liggaam dan toedien. Dan is dit belangrik vir die kondisie van die dier, byvoorbeeld as die dier baie swak is of baie siek is, dan gaan ons eerder medisyne toedien wat vinniger in die dier gaan werk, soos byvoorbeeld direk
medisyne in die bloed gee, in plaas van om dit deur die mond of onder die vel dan toe te dien. Dan sit ook oor die erns van die siekte, en as hulle byvoorbeeld daar gebruik hulle die voorbeeld, as 'n koe byvoorbeeld 'n ligte geval van mastitis het, dan kan ons net daardie spesifieke kwart van die eier dan behandel, maar as die hele eier dan deur mastitis beïnvloed is, gaan ons daar dan met antibiotika inspuit, of dan nou 'n groter of 'n meer ingrypende vorm van behandeling dan nou toedien. En dan die laaste gedeelte het te doen met die aard van die medikasie. As dit 'n poeier is, gaan ons dit eerder, as die medisyne dan in die vorm van 'n poeier is, gaan ons dit eerder in voer gee. As dit dan nou 'n vloeistof is, kan ons dit gespuit hê. As dit dan nou in 'n salfvorm is, kan ons dit dan aansmeer. So dit hang af hoe die medisyne dan lyk. Dan is daar 'n verskeidenheid van metodes wat hulle vir jou gee. So jy kan by elke spesifieke dier kan jy dan gaan kyk hoe hierdie spesifieke tipe metodes van toediening dan gegee word in tabel 3. Jy kan self sommer daar deurgaan. Dit is nie baie moeilike werkie, dis eintlik baie eenvoudig. So jy kan sommer net self daar deurgaan. Ek gaan hier op die slides vir jou net 'n paar voorbeelde gou vinnig deurgaan. Die eerste een is medikasie per mond. Ons noem dit ook per os. Sal jy dalk sien op 'n medisynebotteltjie, en dan gaan ons dit doseer met 'n doseer geweertjie wat ons dan gebruik. Ek gaan vir jou prentjies daarvan wys. Dan kan ons 'n lokale aanwending, beteken ons gaan dit op die spesifieke plek waar daar 'n siekte of dan nou 'n besering is toedien, soos 'n poeier of 'n salf wat ons dan kan aansit. Dip kan ons dan die diere dip, dis waar ons die hele liggaam onder of dan nou in hierdie dipmiddel sit, so dompel die dier onder die water of onder hierdie mengsel van water en die dipstof, of ons kan dan die dier dip deur om dit byvoorbeeld oor hom te spuit, afhangende van die toestel wat ek het. Ons kan hom inspuit, binnespiers, binneaars of onderhuids, ons gaan nou daaroor praat. Ons kan medikasie gee deur drinkwater, ons kan dit ook deur die voer gee. Ons het gepraat oor bespuiting, ons kan 'n rektale inspuiting gee, ons kan medikasie deur oogdruppels toedien, ons kan dit deur 'n veldprikkeling doen, ons kan dit doen deur die vagina of in die eier in te spuit. Byvoorbeeld, ons kan 'n boluspistool gebruik, dis waar ons 'n bolus toedien aan die dier, gewoonlik ook deur die mond. Ons kan 'n maagbuis insit, of ons kan deur die neus gaan. 'n Maagbuis gaan ons byvoorbeeld 'n pyp direk in die dier se keel afsit tot binne in die maag, en dan gaan ons dan byvoorbeeld die dier dan daardie medisyne direk in die maag toedien. Dit doen ons baie keer as 'n dier byvoorbeeld vergiftig is, of dan as 'n dier byvoorbeeld kos geëet het wat hom vergiftig het, of dan opgeblaas is of iets soos dit. Boluspistool kan ons ook deur die rektum gee, deur die anus, deur die rektum, of tot in die rektum, of tot in die laar spysverteringsstelsel. Hier wys ek vir jou die tipe inspuitings, baie belangrik. Daar's 'n kort video wat ek vir jou daaroor wil wys. As jy weer na die klas toe kom, gaan ons net vinnig na hierdie goedjies kyk. 'n Kort video wat ek vir jou dalk sommer sal aanstuur op WhatsApp. Hierdie is die tipe inspuitings wat ons byvoorbeeld kry. Hierdie enetjie dan spesifiek is binneaars. Dit beteken as ons 'n binneaarse inspuiting doen, is die moeilikste om te doen, word gewoonlik deur 'n veers gedoen, of as jy al geleer het hoe om dit te doen, soos byvoorbeeld by 'n veers, kan jy dit self ook doen, maar dis waar die naald direk in die bloed gegee word, direk in die bloed ingedruk word. Baie belangrik dat ons nie lug saam met hierdie naald of saam met die medisyne dan inspuit nie, en dat ons dan nie te veel medisyne toedien. Dit gaan die kleinste hoeveelheid medisyne wees wat ons toedien, want as dit te veel is, dit versprei baie vinnig deur die liggaam, as ons byvoorbeeld direk in die bloed spuit, wat beteken dat dit dadelik die hart gaan affekteer, soos wat dit deur die liggaam gepomp word, en as ons te veel medisyne gee, kan ons die dier dan ook vergiftig, of dan 'n hartaanval gee. Dan die tweede een wat ons kry is 'n binnespierse inspuiting. Dis waar ons eenvoudig in die spier van die dier inspuit. Ons kan dit op die nek van die dier doen. Ons kan dit byvoorbeeld gewoonlik doen ons dit op die bout van die dier of op die rug van die dier waar ons 'n spier kry, en ons gaan dan die naald direk in die spier indruk. Kyk dat ons nie in 'n aar gespuit het nie, deur om klein bietjie dan terug te trek op die inspuiting en te kyk dat daar nie bloed inkom nie, en dan spuit ons dit direk dan in die spier. Ons gaan 'n klein bietjie meer medisyne dan toedien, of van die spuitstof toedien, as wat ons byvoorbeeld binneaar sou doen, maar minder as wat ons dit net onder die vel sou doen. En hierdie is dan gewoonlik ook 'n baie vinnige verspreiding van die byvoorbeeld die tipe medisyne.
Wat baie belangrik is by diere wat ons gaan slag, is dit belangrik dat ons nie die belangrike spiere dan raaksteek met of dan nou binnespierse inspuitings dan eerder moet vermy. Of dan op 'n spier gee wat dan nie gebruik gaan word vir vleisproduksie. Omdat dit kan 'n tipe van 'n knop los op die spier wat dan 'n afgradering gaan veroorsaak as ons dan die dier gaan slag. So is baie belangrik om dan nie as ons die diere gaan slag of dan nou eerder 'n ander manier van toediening te gee of dan baie lank te wag voordat ons die dier gaan slag nadat ons hom dan nou ingespuit het. En dan die laaste een is onderhuids. Dit beteken maar net onder die vel. Ons kan dit by beeste doen, ons dit gewoonlik waar die nek aan die lyf heg, in die liggaam vasheg. Daar kan ons die vel maklik optel. Party mense spuit die diere agter die oor in, waar die vel dan los is. Jy kan dit selfs op die boutgedeelte doen, of dan nou so skape en kleinvee byvoorbeeld inspuit, gaan ons hulle gewoonlik onder die lies of in die bladgedeelte van die dier dan inspuit. Hierdie tipe verspreiding van die medisyne vind bietjie stadiger plaas as by die spiere. Meeste van die entings wat ons doen teen virusse gaan ons dan ook byvoorbeeld dan onder die vel inspuit. Baie belangrik dat wanneer ons byvoorbeeld die naald uittrek, as ons klaar die dier onder die vel ingespuit het, moet ons nie daardie gedeelte dan vryf met die hand, soos byvoorbeeld by 'n spierinspuiting nie, want die gaatjie wat dan in die vel is, kan die medisyne dan net weer daar uitgedruk word. Hier wys hulle sommer vir jou by die verskillende tipe spesies waar ons die diere gaan inspuit vir die verskillende tipes inspuitings. Jy kan sommer hier pause en self daarna kyk as jy wil, of dit sommer op die internet gaan soek. Dit gaan afhang van elke spesies. Hier wys ek sommer vir jou die verskillende maniere hoe ons dan nou die bespuiting kan doen. As ons byvoorbeeld kyk, hier links bo, so wat ek vir jou hier wys met die pointer, hierdie is hoe ons 'n bolus gaan toedien. Dit kan ons dan nou gewoonlik in die rectum dan nou toedien, dat ons dan soos 'n tipe setpil kan toedien, of dan nou 'n bolus as dit dan nodig is. Hierdie spuit word dan gebruik spesifiek vir inentings, soos byvoorbeeld virale entstowwe, wat ons dan 'n naald voor aan hierdie geweertjie gaan sit, en dan kan ons presies bepaal hoeveel van die entstof ons moet spuit. Hierdie kan ons dan natuurlik gebruik om 'n dier te doseer, hierdie twee spuite, met hierdie opening aan die voorkant en hierso gaan ons dan gewoonlik die dier kan doseer. Dit beteken ons gee die medisyne dan in die mond, wat ons dan direk in die keel gaan afspuit. Hierdie is 'n spuitjie wat ons dan nou byvoorbeeld gebruik om die dier te dip, of dan nou 'n dipstof oor die dier se rug toe te dien. So hierdie spuitjie word dan geheg aan 'n botteltjie waar 'n dipstof bevat wat ons dan oor die beeste se rug spuit, soos iets soos byvoorbeeld Deadline, en dan is dit dan dien dan sommer as die dipstof. Hier kan ons sien is 'n man besig om 'n bees te doseer. En dan kom ons by hierdie volhoubare gebruik van medikasie wat baie belangrik is. Jy kan daarso merk in jou handboek. Dit is nie volhoubaar om medikasie te dikwels toe te dien. Dit is baie belangrik dat jy dit weet. Aangesien dit duur is en die natuurlike immuunrespons van die dier kan verswak en ongewenste neeweffekte kan dan verkry word en die effektiwiteit van die medikasie teen die patogeen wat verwyder moet word, sal dit afneem. Hierdie is baie belangrik om volhoubaar medikasie te gebruik, moet ons dit nie te dikwels toedien nie. Ons kan nie byvoorbeeld antibiotika vir 'n hele kudde sommer net toedien. As ons sien dat van die diere dalk begin siek raak nie. Dit is nie goed nie. As ons hierdie antibiotika dan byvoorbeeld te veel toedien, kan die patogeen dan 'n tipe van 'n weerstand teen dit opbou, en dan gaan ons heeltemal 'n nuwe chemie moet begin uitdink of 'n antibiotika moet begin gebruik, want dit gaan nie meer werk op daai spesifieke patogene nie. Dan net daar onderaan kan jy sommer merk die twee praktyke vir volhoubare gebruik van medikasie. Dis nommer 1 die vermyding van die vorming van weerstand biedende patogene. Met ander woorde, as ons byvoorbeeld diere doseer, gaan ons nie dieselfde doseermiddel die hele tyd gebruik nie. Ons wissel dit af. Jy kan dit sommer vir jou daar byskryf. Ons wissel die chemie af. Ons wissel die verskillende tipe chemie wat ons gebruik, of middels wat ons gebruik teen die patogene, wissel ons af. So verhoed ons dat die patogene weerstand teen een spesifieke tipe
chemie dan nou ontwikkel. En die laaste een is om die voorkoming van siektes dan te laat plaasvind deur inenting. So ons kan ook voorkom dat die diere siekte raak, veral met virusse, dan nou deur hulle in te ent. Jy kan daarso merk by die vermyding van die vorming van weerstandbiedende patogene, merk sommer daarso indien antibiotika of medikasie teen parasiete te gereeld in 'n populasie gebruik word, of 'n kursus antibiotika nie voltooi word nie, sal die swakker patogene vernietig word, maar die sterker patogene sal oorleef en sodoende dan weerstand teen die medikasie opbou. En dan kan jy sommer daarso net ook merk, ons noem dan hierdie patogene wat vorm, is dan superpatogene, want die medikasie wat ons gebruik, werk dan nie meer teen daai patogene. En soos ek gesê het, deur om dit te vermy dat superpatogene vorm, moet ons die gereelde gebruik van antibiotika dan nou verhoed. Met ander woorde, ons moet nie te veel of te maklik antibiotika toedien nie, net as dit absoluut noodsaaklik is by 'n dier wat regtig dit nodig het, en nie sommer net enige of die hele kudde dan nou antibiotika toedien nie. Ons moet seker maak ook dat die behandeling voltooi word, en ons moet seker maak dat ons dan die chemie afwissel, soos wat ek reeds gesê het. Dan die voorkoming van siektes deur inenting, kan jy sommer daarso net onderstreep, wat beteken inenting? Inenting is die verskaffing van 'n enstof wat die liggaam stimuleer om teenliggaampies teen 'n spesifieke patogeen op te bou. So ons gaan die dier inent met 'n enstof wat die liggaam stimuleer om teenliggaampies op te bou, sodat wanneer die dier dan regtig siek raak, of dan nou gekonfronteer word met die patogeen, dat hy al reeds teenliggaampies het, en die immuunreaksie dan soveel vinniger is teen daardie spesifieke siekte. Enstof kan jy daarso merk, is 'n ekstrak wat verswakte of dooie patogene bevat, soos byvoorbeeld 'n virus of 'n deel van 'n patogeen se struktuur bevat, om dan die stimulering van teenliggaampies se vorming dan te laat plaasvind. So dis is die patogeen self, wat of dood is of verswak is, of net 'n gedeelte van die patogeen bevat, sodat daardie teenliggaampies dan gevorm kan word. Dan kan ons gou kyk na die tipe siektes op bladsy 196. Hulle praat daarvan aansteeklike siektes, nie aansteeklike siektes en metaboliese siektes. Ons gaan gou so 'n bietjie daarna kyk. Jy kan sommer daardie eerste gedeelte onderstreep. Aansteeklike siektes word deur patogene soos virusse, bakterieë en swamme veroorsaak. Ons sal in die volgende gedeelte bietjie meer in detail daarna kyk. En aansteeklike siektes word gekenmerk deur hul vermoë om van 'n siek dier na 'n gesonde dier te versprei. Aan die ander woorde, aansteeklik beteken dit versprei van 'n siek dier na 'n gesonde dier. Hierso wys ek sommer hierdie voorbeeld vir jou. Hierdie skaap kan jy sien het sulke korsagtige seertjies rondom die bek. Ons noem dit vuilbek of orf praat mense ook van. Dit is sulke kors, sulke siektetjie wat seertjies veroorsaak rondom die bek. Die dier vreet baie moeilik en dit is hoogs aansteeklik. Met ander woorde, as hierdie skaap saam met ander skape uit dieselfde bak uitvreet, of as hy met sy bek aan hulle raak, dan kan dis 'n virale siekte, kan hierdie siekte dan nou baie vinnig en maklik van die siek dier, van hierdie siek dier na die gesonde een toe versprei word. Die volgende een is nie aansteeklike siektes. Jy merk sommer daarso, dit sluit die direkte en indirekte effek van alle omgewingsfaktore op die dier se gesondheid in. Soos byvoorbeeld, dis 'n siekte wat nie aangesteek word van 'n siek dier na 'n gesonde dier nie. Dis die omgewing gewoonlik wat 'n invloed het op die siek raak, byvoorbeeld van 'n dier. By mense byvoorbeeld, as ons verander van die somer na die winter, raak dit ewe skielik koud, die omgewing raak koeler en ons raak meer vatbaar vir aansteeklike siektes, soos byvoorbeeld verkoue. Die voorbeeld wat ek hierso vir jou wys, is dat stres byvoorbeeld, onderaan kan jy sommer al merk, stres kan 'n invloed hê op die immuunstelsel, as ons diere dan nou te lank in 'n klein area hou, soos byvoorbeeld, sommer hierdie voorbeeld gewys van 'n leeu wat in 'n hok is, as hy baie lank in die klein area gehou word, gaan hy begin stres ervaar, en dan kan hy maklik aansteeklike siektes kry, omdat sy immuniteit dan nou verswak. Of hier wys ek sommer vir jou 'n dier wat hittestres ervaar, sy lyk siek, sy raak siek, want sy is oorverhit, sy kry te veel, sy is in die teenwoordigheid van hoë temperature. So haar produksie begin daal, haar ore gaan hang, haar oë gaan dof raak, sy gaan siek raak, sy kan selfs doodgaan as sy te warm kry. En die laaste enetjie is metaboliese siektes. Daarso kan jy merk, metabolisme is die verandering
en gebruik van voer in die dier se liggaam. Metabolisme sluit ook al die biochemiese prosesse in die dier se liggaam in. En hier kyk ons spesifiek na die voorbeeld, byvoorbeeld van melkkoors, waar 'n dier melkkoors kry, sy kry melkkoors as daar wanbalans is tussen die kalsium en magnesium in haar liggaam, net voordat sy dan nou kalf. En hoe gaan ons dit regmaak? Dit is wanneer ons 'n boroglykonaat byvoorbeeld aan die dier kan toedien. Dis eintlik maar net 'n klomp energie en kalsium wat dan nou daarin teenwoordig is om dan daai balans reg te maak en die dier gaan sommer dadelik baie vinnig gesond raak. En dit is dan nou spesifiek 'n metaboliese siekte. Daar is nie 'n patogeen wat dit veroorsaak nie. Dis nie die omgewing wat dit noodwendig veroorsaak nie. Dis sommer net haar metabolisme wat nie reg is nie, 'n wanbalans dan nou tussen kalsium en magnesium. Dan praat ons oor die graad van die erns van dieresiektes. Daar's 3 grade waarvan ons dan nou praat: 'n per-akute siekte, 'n akute siekte en 'n kroniese siekte. En per-akut kan jy sommer daar in tabel 4 vir jou merk. Dis 'n vinnige siekte wat ontwikkel binne 'n paar uur. Dis baie ernstig en gewoonlik dodelik ook. En soms is daar geen tyd vir behandeling nie. En die voorbeeld wat hulle vir jou gee is miltsiekte. Akute siekte ontwikkel binne 'n dag of 2, dis matig. Dit kan ernstig of dodelik wees of dan net matig en veroorsaak meer sterftes as kroniese siektes, maar dan nou nie so erg as per-akute siektes nie. En die voorbeeld is dan iets soos griep by mense of dan back and closure by diere. En dan kroniese siektes is siektes wat ontwikkel oor tyd, byvoorbeeld vir weke of maande, en dit kan gewoonlik baie lank aanhou. Dit kan ernstig wees of nie so ernstig nie, dit hang af van die tipe siekte. En dit kan weer kom nadat daar behandeling is, en ietsie soos dit is byvoorbeeld Jones siekte by skape of mastitis. Nou by mense sal dit nou iets wees soos byvoorbeeld asma. Dit bring ons dan by die einde van hierdie gedeelte. Is net die inleidende gedeelte wat handel oor dieregesondheid, sodat ons weet hoe lyk 'n dier wat nie gesond is nie. En in die volgende gedeelte gaan ons dan spesifiek kyk na dieresiektes. Baie dankie.